Die woord mekaar kom meer as 50 keer in die Nuwe Testament na vore. Wees lief vir mekaar, sorg vir mekaar, dra mekaar se laste, vermaan mekaar, vergewe mekaar en so gaan die lys aan. En as die Here se wil is, gaan ons vir 'n maand kortliks stil staan by hierdie woorde. In essensie gaan dit oor 'n liefdevolle gemeenskap. Hoe ons as gelowiges wat die liggaam van Jesus Christus is, in 'n gemeenskap kan leef waar ons regtig omsien na mekaar, waar ons regtig lief is vir mekaar soos die Here dit in sy woord bedoel en wat die Here se wil vir ons lewe is. En ons kan dankbaar wees as gemeenskapskerk het ons hierdie gemeenskap van gelowiges, dit groei, maar daar ontbreek nog dinge. Soms leef ons in ons eie kokon, ons is besorgd oor ons eie dinge en dan vergeet ons van mekaar. Ons dra nie mekaar se laste soos wat ons behoort nie. Een van die belangrikste tekste of een van die belangrikste mekaar tekste gaan oor liefde. Liefde kom meermale in die Ou Testament en in die Nuwe Testament na vore. In Romeine 13 vers 8 stel dit baie duidelik: julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. So die Here vra van ons liefde. Ons hoef niemand iets verskuldig te wees nie. Ons het soveel verpligtinge teenoor die stadsraad, maandelikse rekeninge wat betaal moet word en so gaan dit aan. Maar al die verpligtinge gaan een of ander tyd tot 'n einde kom. Maar daar's een verpligting wat nie tot 'n einde kom nie en dit is liefde. Liefde vir God, maar liefde ook vir ons medemens. Die Here gebruik in sy woord verskillende woorde vir liefde, broederlike liefde, romantiese liefde en dan is daar 'n selfopofferende liefde, agape liefde. En dit is die woord wat gebruik word in Romeine 13 vers 8. Julle moet mekaar selfopofferend lief hê. Selfopofferende liefde. Dit is wat die Here van ons vra. En hy sê, julle moet mekaar lief hê. Wie is daar nie mekaar? Hy praat nie oor 'n bloedband nie, hy praat nie oor 'n gesin en familie nie, alhoewel dit ook natuurlik baie belangrik is. Dit gaan nie oor 'n geografiese band nie, dit gaan nie oor wie my buurman of buurvrou is nie, gaan nie oor sosiale band, mense wat saam met my werk of dieselfde belangstellings as ek het nie. Hy praat hier van medelidmate. Onthou hy het geskryf aan die gemeente in Rome. Hy het dit aan 'n gemeente geskryf en hy skryf dit ook natuurlik aan ons as 'n gemeente. So hy praat van jy moet jou medelidmate lief hê. Jy moet jou medelidmate saam as mekaar kan leef in 'n liefdevolle gemeenskap. Net soos ons in Handelinge 2 lees oor hoe die kerk nie op hulle self gefokus, hoe die Christene nie op hulle eie lewe gefokus nie, maar hoe hulle alles wat hulle het prysgegee het, opgeoffer het om saam te kan leef, om saam die Here te kan verheerlik. So waarom moet ons lief hê? Want dit is wat die Here van ons vra. Hy vra dit van ons want ons is saam die liggaam van Christus. Ons is saam gelowiges. Ons is saam sy kerk. En daarom word ons deur die geloof wat ons in die Here het, word ons aan mekaar saamgebind en ons ervaar die liefde van Christus. Elkeen afsonderlik, maar ook saam. Die liefde wat God vir ons het hy vir ons baie duidelik betoon deur sy selfopofferende liefde, deur sy eie seun, sy eie geliefde seun aan die dood af te staan sodat ons met hom versoen kan word. Dit is die essensie van liefde. Selfopofferende liefde. Ons is met God versoen, maar hy het die prys daarvoor betaal. Hy het sy seun geoffer. Dit is liefde. En dit is die liefde wat God van ons vra. Dit is die liefde wat ons aan mekaar verbind, maar wat God ook vandag vir jou vra. Maar wees so lief vir jou medelidmaat. Wees so lief vir die man en die vrou wat Sondag langs in die kerk sit. Wees so lief vir die man en die vrou wat nie meer die eredienste bywoon nie, maar wat nog steeds deel is op een of ander manier aan die gemeenskapskerk. En ons weet, die wet is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit is wat die Here vandag vir jou vra. Ons hoef nie almal op 'n broederlike wyse lief te hê nie. Ons hoef nie almal op 'n romantiese manier lief te hê nie, maar die Here vra ons moet almal op 'n selfopofferende manier lief hê. Dit gaan beteken dat ek baie keer iets gaan moet opgee. Ek gaan myself dalk moet verloon.
Ek gaan dalk my tyd moet opoffer, ek gaan dalk my geld moet opoffer, ek gaan dalk wat ook al moet opoffer om in 'n liefdevolle gemeenskap met iemand te leef, om vir hulle om te gee, om vir hulle lief te wees, om vir hulle te wys, hier is ek is hier en ek jou lief. En die liefde wat ons het, kom nie vanuit onsself nie, dis die Gees wat ons daaraan herinner, maar dis die liefde van Christus, die liefde van God deur Christus, wat die dryfveer is vir die liefde wat ek vir iemand anders het. So mag jy ook ander mense lief hê soos die Here jou liefhet. Kom ons bid saam. Here, ons moet bely dat ons is nie altyd mense lief soos wat U ons liefhet nie. Ons moet bely, Here, dat ons meermale geneig is om mense liewers te haat as om lief te hê. Maar dankie vir die liefde wat U vir ons betoon het. Dankie vir die liefde wat U daagliks aan ons bewys. Mag U liefde vir ons die dryfveer wees vir ons liefde vir ander mense. Al verskil ons oor sake, al het ons vooropgestelde idees oor mekaar, al is ons nie in dieselfde sosiale kring nie, Here, mag ons mekaar lief hê, want ons is almal deel van die liggaam van Christus, deel van U kerk. Here, ons bid dit in U naam alleen. Amen.